Goeienaand mense, Japie. Ek wil weer praat oor Jehoshua in die Bybel en wat hy te sê het oor op wie ons moet fokus, op wie se leringe moet ons fokus om gered te word. Wie se woorde gaan ons oordeel eendag? En ons weet, dit is Jehoshua, ons Messias se woorde. Dit sê hy hierso vir ons in Johannes 12, kom ons kyk, vanaf vers 48 tot 50. He who rejects me and does not receive my words as that which judge him, the words that I have spoken will judge him in the last day. Hy sê hierso met die oordeelsdag, gaan jy geoordeel word volgens wat Jehoshua geleer het, volgens wat hy die mense gesê het in die Gospels. Jy gaan nie geoordeel word volgens wat Paulus gesê het, of Johannes gesê het, of Petrus gesê het, of Jakobus gesê het nie. Jy gaan geoordeel word volgens wat Jehoshua Messias gesê het, met die oordeelsdag. So dit maak nie saak wat Paulus geskryf het nie. Dit maak nie saak wat Paulus te sê het oor die wet, geloof of wat ook al nie. Al wat saak maak is wat Jehoshua gesê het en dis waar volgens jy jou lewe moet inrig. Jy kan altyd Paulus gaan lees as jy wil, maar as jy voel Paulus vat jou weg van wat Jehoshua gesê het, dan verwerp jy Paulus, dan hou jy op om Paulus te lees. As jy voel Paulus preek die teenoorgestelde van Jehoshua, dan verwerp jy Paulus. Jy verwerp nie Jehoshua nie. Dit is half logies, maar ongelukkig Christene snap dit nie, hulle vang dit nie. Dit is half logies dat jy moet die Messias vir hom luister en hom gehoorsaam en enigiemand anders verwerp. Vers 49, For I have not spoken of my own authority, but the Father who sent me gave me a command. What I should say and what I should speak. En hier is ook 'n verwysing na Jehoshua se gebooie, want dit is wat hy gepreek het. Hy het die gebooie gepreek. And I know that his commands is everlasting life. En hier sê weer eens ook, dat Jehoshua se gebooie lei tot die ewige lewe. Selfs deur geloof in Jehoshua, moet jy nog steeds die gebooie onderhou om gered te word. Selfs dan lei die gebooie nog steeds tot ewige lewe, want jy is veronderstel op die nou pad te loop. Dinge het nie verander nie, as jy Jehoshua aangeneem het, as jy daar en dan doodgaan, ja, dan is jy gered. Maar niemand gaan daar en dan dood nie, jy gaan aan met jou lewe. En dan is jy veronderstel om weg te draai van jou vorige wetteloosheid af. Dit is so, die commandments, die gebooie, het 'n hand in jou verlossing. En dis wat Jehoshua self geleer het in die Gospels, dis hoekom ek sê, gaan kyk wat het Jehoshua die mense geleer. Ek gaan nou nog 'n paar verse hier wys vir julle van wat hy gesê het oor die gebooie, hoe belangrik dit is. En hy het nie doekies omgedraai en hy het ook nie met draaie gekom en so aan soos wat mens kan voel met Paulus, hy kom so half met draaie miskien. Ek dink nie hy het nie, ek verstaan Paulus in konteks met wat Jehoshua gesê het, maar ek weet, Christene verstaan nie Paulus nie, ek weet dit vir 'n feit. En sy briewe is moeilik om te verstaan vir mense. Maar Jehoshua se woorde is baie maklik om te verstaan, selfs 'n kind kan verstaan wat hy sê. Want hy het dit so maklik as moontlik gemaak het vir ons om gered te word. Want as ons dan luister na wat hy sê en net soos 'n kind dit gehoorsaam is, dan kan jy gered word. And I know that his command is everlasting life, therefore whatever I speak, just as the Father has told me, so I speak. En dis hoekom sy woorde jy gaan oordeel ook, want dieselfde woorde wat hy gespreek het, is wat die Vader gespreek het. Jehoshua hier verwys na die gebooie. Jehoshua het die gebooie vir ons gegee. En daarvolgens gaan ons geoordeel word. Hoe het jy gelewe? Natuurlik, jy moet deur geloof in Jehoshua die gebooie onderhou, maar nog steeds moet jy die gebooie onderhou. Dit het nie verander nie. 'n nuwe gebod, 'n nuwe verbond, 'n vernuwe gebod, die ou verbond, almal het die wet in hulle gehad. Die ou verbond het die wet, die nuwe verbond het ook die wet. Dit het nie verander nie. As jy gaan lees in Jeremia 31, soos baie wil quoteer, sê dit daar selfs, dat die nuwe verbond is die oorspronklike wet wat Jehovah gegee het by Sinai, wat op jou hart geskryf word. Dit is die nuwe verbond. So dit het nie weggedoen met die wet nie. Dinge het nie verander nie. Kom ek wys julle gou hierdie paar verse.
Ek het nou klaar hier 'n fout gemaak, so ek sal nou maar moet intik. Sewe vers 21 tot 23. Not everyone who says to me, Master, shall enter into the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Master, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who live lawless. Joshua sê duidelik vir jou, die wetsgehoorsaamheid is deel van die verlossingsproses. Dit is baie anders as wat mense Paulus interpreteer deesdae. Mattheus 19 vers 17. So he said to him, why do you call me good? No one is good but one, that is Yahuwah. But if you want to enter into eternal life, keep the commandments. Baie eenvoudig mense, selfs 'n kind kan het, my kind kan dit verstaan. Kinders kan dit verstaan. Dit is baie eenvoudig, baie straightforward. As jy gered wil word, onderhou die gebooie. Dis wat Joshua sê. Natuurlik, soos ek sê, jy doen dit deur geloof in Joshua. Want dit is tog die eerste stap. Jy doen sondebelydenis voor die Vader en sê jammer, ek is jammer, ek het al hierdie sondes gedoen. Wat is sonde? Sonde is wetteloosheid. Ek dink is 1 Johannes 3 vers 4. Sonde is wetteloosheid en wetteloosheid is sonde. Dis wat daar staan. So, dit is wat sonde beteken. So, jy bely jou wetteloosheid, jou vorige wetteloosheid, en dan draai jy weg daarvan af. Jy kan nie dan net aanhou dit doen nie, dan wys jy mos jy glo nie. Die volgende een was The Son of Man will send out his angels, and they will gather out of his kingdom all things that offend, and those who practice lawlessness, and those who live lawless, and will cast them into the furnace of fire. There will be wailing and gnashing of teeth. Hier sê baie duidelik vir jou mense, as jy die gebooie verwerp, Jehovah se gebooie verwerp, dan gaan jy hel toe. Maak nie saak wat Paulus sê nie, maak nie saak of jy dink Paulus sê jy mag wetteloos leef nie. Wat maak dit nou saak? Paulus was nie eers 'n disipel nie. Wie is Paulus? Wie is hy? Hoekom moet ons vir hom luister? Wat maak hom so spesiaal, dat jy vir hom eerder moet luister as vir Jehovah of Joshua? Hierdie is belangrike dinge, dit gaan oor jou siel en dit gaan oor jou ewigheid. Dit gaan oor waar gaan jy opeindig eendag. Want baie Christene gaan opeindig soos hierdie mense wat ons van gelees het in Matteus 7. Wat gedink het, hulle gaan hemel toe, want hulle het allerhande wonderlike dinge gedoen in Jesus se naam, in Joshua se naam. Het ons nie geprofeteer in die naam, duiwels uitgedryf, wonders verrig, het ons nie iemand 'n lift gegee wat langs die pad geloop het, kos gegee het vir die mense, het ons nie allerhande nice dinge gedoen in Joshua, het ons nie allerhande wonderlike dinge gedoen, elke dag van ons lewens, het ons nie vir Jan Piet en Pompies gebid elke dag, en die ou tannie oor die pad gehelp, en al hierdie wonderlike dinge gedoen nie, dan gaan hy vir jou sê, ek ken jou nie, gaan weg van my, jy wat wetteloos leef. Wat beteken dit? Jy moes hierdie dinge gedoen het wat jy gedoen het, maar jy moes ook die gebooie geonderhou het. Jy kan nie hierdie ander dinge doen en dan verwerp jy die gebooie nie, dis nie hoe dit werk nie. Jou fondasie is die gebooie, jy moet die gebooie onderhou, en daaruit sal spruit al hierdie ander dinge wat jy ook gedoen het. Maar wat Christene doen, hulle probeer Jehovah se gebooie vervang met ander dinge. Jy kan nie Jehovah se gebooie vervang met enigiets nie, mense. Dit is jou veronderstel om jou fondasie te wees, en daarsonder gaan jy hel toe. Dis wat die Bybel vir jou duidelik sê, en Joshua het gesê, hierdie woorde wat ek nou vir jou lees, dit gaan jou oordeel eendag. Wil jy hierdie goed hoor? Wil jy eendag voor Jehovah staan, en hierdie woorde hoor, gaan weg van my hel toe, want jy het wetteloos geleef. Is dit wat jy wil hoor? Wil jy dit los tot op die einde, en hoop jy word gered? Jy kan maar seker wees jy gaan gered word, deur jou lewe te verander en op te hou wetteloos leef. Dis hoe jy kan sekerheid kry, mense. Sy boodskap is baie eenvoudig. So moenie in hierdie rabbit hole verdwyn van Paulus en dink, jy mag nou maar wetteloos leef nie. Want dis 'n leuen van Satan af. En as jy dink dis wat Paulus gesê het, dan moet jy hom verwerp. Dan moet jy hom nie eers lees nie. Want dan is dit Satan se boodskap daardie.
As Paulus die teenoorgestelde preek van Jehoshua, dan verwerp jy Paulus. So hier het ek vir julle nou gewys wat het Jehoshua gepreek. En hy het vir jou gesê, dit is sy woorde, hierdie woorde wat ek vir julle gelees het, wat julle gaan oordeel met die oordeelsdag. So maak julle lewens reg, mense. Kry julle lewens reg. Onthou die 10 gebooie. Hou op om rugby te kyk op die Sabbat. Begin Jehovah op sy naam noem. Wees lief vir jou naaste, wees lief vir Jehovah. Moenie ander afgode in jou lewe hê nie. Dra die vrugte van die Gees, want dit het alles te doen met die gebooie onderhou. Hou op onrein diere eet. Daar is 'n hele paar waarmee jy kan begin alreeds. Maar soos ek sê, gaan kyk na die 10 gebooie, dis 'n goeie plek om te begin. En die 7de een wat eintlik sê, moenie meng met ander nasies nie. Dis ook 'n belangrike een. Hulle het daardie gebod verander in die Bybels, ongelukkig, maar dit is wat dit sê, die 7de gebod. Moenie meng met die ander nasies nie. Maar ja, kyk na hierdie dinge, mense. Begin hierdie dinge onderhou. Deur Jehovah se Gees, vra Jehovah, laat hy hierdie gebooie op jou hart sal begin skryf. Laat jou doop, dis ook belangrik vir verlossing, het ek julle al reeds gewys ook in ander video's oor die doop. Dit vorm deel uit van die verlossingsproses. Jy moet gedoop word om gered te word, volgens die disippels. Selfs volgens Petrus in die Bybel self, hy sê dit ook. En dan Jehoshua sê dit in Markus 16:16, dat wie glo en hom laat doop sal gered word. En hy het vir Nicodemus mos ook gesê, jy moet gebore word uit water en gees. Dit is uit die doop en die gees. Jy moet albei ontvang om gered te word. Jy moet gedoop word en die gees ontvang deur geloof in Jehoshua. Deur die bereidheid wat jy het om die gebooie te onderhou, ontvang jy die gees. So as jy nie daai bereidheid het in jou, of daai begeerte het om die gebooie te gehoorsaam het nie, dan gaan jy nie die gees ontvang nie. Dis wat die Bybel sê. Dis wat die Bybel sê van wanneer jy die gees ontvang. Now he who keeps the commandments abides in him, and he in him. And by this we know that he abides in us. Hulle praat hier van Joshua. By the Spirit whom he has given us. As jy die gebooie onderhou, mense, dan ontvang jy die gees. Dis wat hierdie vers vir jou sê. Dis wat Johannes hier vir jou sê. Jy ontvang Jehovah se gees as jy bereid is om die gebooie te onderhou. Joshua het dieselfde gesê ook in Johannes 14 vers 15 en 16. Dat as jy die gebooie onderhou, dan ontvang jy die gees. So Christene wat nie die gebooie wil onderhou nie, en hulle maak grappies oor die name van Jehovah, hulle het nie sy gees nie. Hulle het nie die gees van Jehovah nie. Jy kan nie die gees van Jehovah hê en jy maak grappe oor die wet, en jy spot die mense wat die gebooie onderhou nie. En jy het 'n witch hunt agter die mense aan wat die gebooie onderhou. Dan het jy mos Satan se geeste. Dan het jy mos demone in jou. Hierdie goed is so obvious, mense. Dis tyd dat julle oë oopmaak en begin hierdie goed sien. En begin wakker word, want die tyd raak verskriklik min. Jehovah is sy sifting gaan begin. Sy sifting van die Israel wêreldwyd. Die hele westerse nasies, al hierdie westerse lande, sy sifting begin, want dis waar al die Israel mense is, die wit nasie. Hulle almal gaan aangeval word wêreldwyd. Jehovah gaan sy sifting begin. Hy gaan kyk wie het die gebooie onderhou, en dan gaan hy hulle as 'n remnant bymekaar maak in Suid-Afrika. En as jy nie bereid was om weg te draai van jou wetteloosheid af nie, dan gaan jy weggedoen word mee. Dan gaan hy ontslaa raak van jou. Die sifting gaan begin, en hierdie spotters en die grapmakers, hy gaan jou uitsif. Hy gaan wegdoen met jou. Dit het tyd daarvoor geword nou. Dis tyd, mense, dat mens moet begin reg leef. Hou op om vas te steek by Paulus. As jy voel Paulus sê jy mag wetteloos leef, dan verwerp jy Paulus en jy lees nooit weer Paulus se briewe nie. Want duidelik is dit dan 'n struikelblok vir jou. Wat ek het gedoen is, ek het gebid, en ek het nie net een gebedjie gesê nie, ek het vir maande gebid, en ek praat nou van soos in 15 jaar terug seker. Ek het maande lank gebid vir Jehovah om my openbarings te gee van Paulus se briewe. Laat sy gees aan my
Paulus se briewe sal uitlê, dat ek dit gaan verstaan soos wat dit bedoel was om verstaan te word. En ek het dit ontvang. Na al daardie gebeure het ek skielik, het Jehovah aan my al Paulus se briewe openbaar. En ek het, soos ek gesê, boeke geskryf daaroor wat ek nie gepubliseer het nie, maar ek het al sy briewe opgesom vers vir vers, in lyn met wat Joshua geleer het en die disippels. Maar dis die ding, mense, jy kan nie die Paulus so goed gaan vat en dit net lees en dit dink, jy gaan dit verstaan nie. Dis nie hoe dit werk nie, ongelukkig nie. En dis hoekom ek sê, meestal sê ek maar, is beter los Paulus se briewe uit, want jy gaan dit nie verstaan nie. Dis wat ek vir meeste mense sê, want ek weet, 99.999% van Christene verstaan nie Paulus nie. So is beter los hom net uit. Los net Paulus uit, fokus op wat Joshua gesê het, want hy sê, sy woorde gaan jou oordeel. Fokus op sy teachings, maak seker jy kry dit reg in jou lewe. Kry dit in jou lewe in, wat Joshua geleer het. Begin dit doen. Dan kan jy begin kyk wat sê die disippels, daarby, en dis dit. Fokus op Joshua, kyk wat sê die disippels. Natuurlik, jy moenie die Ou Testament verwerp nie, die wet en die profete, daar kan jy ook baie dinge leer. En vergeet van Paulus. Dis nou maar so, want as jy voel Paulus is 'n struikelblok, dan moet jy mos maar verwerp, dan kan jy mos nie aanhou dit lees nie. Waar is hierdie stop? Ja, dis wat ek oor wou gepraat het. Ja, soos ek sê, die tyd is min, die sifting gaan begin van al hierdie nasies. Ek praat nou van Amerika, Engeland, Australië, Nieu-Seeland, selfs Suid-Afrika, wat voorreggemaak moet word vir al hierdie mense wat kom, en Europa, al hierdie plekke waar Israel is, gaan gesif word. Julle moet julle lewens reg kry, mense, die tyd is min, baie min. Ons is in die einde van die bestaan van hierdie aarde. Ons is in die kort seisoen van misleiding. Ja, maar in elk geval, geniet julle dag en ons praat weer volgende keer. Bye.